And I don't need to understand. I just need to hold his hand. I don't ever need to ask the reason why. For I know he'll make a way through the night and through the day. I don't need to understand. I just need to hold his hand. Life is like a mighty sea, so tossed and driven. Worlds rise, breaking the heart of every man. Storms so many times will leave the hard world question. But I don't need to understand. I just need to hold his hand.
bring die lof en die dank aan ons voor. Op zijn nieuwe En ek spreek maar net altyd soos dit wat die Here my lei, wat in my gees die afgelope paar maande besig is om te gebeur, dit wat God aan 'n mens openbaar en wys. Partymal is dit regtig moeilik vir my om oor te dra. Paulie sê dit vir paar aircon speed so enetjie af. It's changing my pages on my Bible. En ek wil vir die saam lees in die woord van die Here. Ek gaan Afrikaans en Engels lees vir 'n rede, want ek gaan Afrikaans lees, maar dit is van ons jong mense wat hier so sit, gaan nie 'n klou hê waarvan ek praat as ek net Afrikaans lees nie. Paulus is hier aan die woord, en ek dink, as 'n mens probeer verstaan hoe en wat jy is, hierdie lewe waarin jy lewe, in die tydelike tentwoning in jou liggaam, dit is nie die eindresultaat. That's not it. This body that you live in, we know according to the Bible that the Lord says this is our temporary dwelling. En om dit vir jou op die beste manier moontlik te verduidelik, voor ek nou hierso gaan lees, kan jy dink aan Adam, dat die Here het neergebuk en hom gemaak. Maar toe hy hom klaar gemaak het, was hy dood.
dit was leweloos. Daar was nie lewe in hom nie. En jy weet wat sê die woord van die Here, dat God het die asem van lewe ingeblaas. Sonder God het ons geen lewe nie. Sonder die Here het ons geen hoop nie. Die staf van Aaron was net 'n stuk stok en 'n hout. Maar die krag van God het gemaak dat hy amandels bloei. Die lewe kom uit God uit. Ja, amen. En die Bybel sê dat God is gees. Gees is lewe. En dit was die lewelose liggaam van Adam se behoud. Is dat dit net vleis en been en vlees en bloed was, maar die oomblik toe God neerbuk en hy blaas die asem van lewe in sy liggaam in. En dan die woord van die Here sê, Adam het 'n lewende gees, 'n lewende siel geword. Dan leef jy en jy gaan deur alles wat jy in jou lewe deurgaan en jy kom dalk by wedergeboorte uit. En jy is op die einde van jou dag wanneer jy jou asem uitblaas, soos wat Jesus gesê het, as jy nou vir die Vader sê, Here, ek gee my in u hande my gees oor, Jesus het dit gesê, dan blaas jy die gees uit en jy verloor jou gees. Maar daai gees is dan nie meer dieselfde gees as die klein babietjie toe jy gebore was nie. Want daai gees het nou 'n resultaat geword van jou identiteit. In daai gees is jy ingeweef. In daai gees het dit sê vir God, dit is die komponent wat God hou, want God is gees en jy is na sy beeld geskape. Jy is gees. En dit is op die einde van die dag, dit wat by God gaan wees, is jou gees. Ja, ons gaan wel 'n verheerlikte liggaam hê, maar julle, dit gaan nie dieselfde wees soos hierso nie, want jy gaan nie oud word, verkrekeld en verrimpel. Jy weet, as jy in die hemel kom, gaan jy nie so wees nie, want gees is nie gebonde aan tyd nie. Dis nie gebonde aan iets wat oud word nie. Jou knie gaan nie seer word in die hemel nie, kan ons 'n amen kry. Jou rug gaan nie seer word nie. Jou gees is dit. Die Bybel sê die gees keer na God terug wie dit gegee het. So as jy hierdie boodskap vanmôre wil snap, moet jy geestelik dink. Dit gaan nie help jy dink vleeslik nie, dan gaan jy dit glad verstaan. Maar ek wil net vanmôre so 'n bietjie deur die hulp van die Here en die Heilige Gees, hierdie goed is iets wat jy 'n leeftyd mee saamloop. Die Bybel sê dat God openbaar die verborgenheid aan sy kinders. Amen. En net om so 'n bietjie die gordyn weg te trek, lees ek vir u wat sê Paulus van Ekene. The letter of Paul to the Ephesians. Paul was an apostle, a special messenger of Christ Jesus the Messiah, by the divine will, the purpose and the choice of God, to the saints, the consecrated, set apart ones at Ephesus. May grace, God's unmerited favor and spiritual peace, which means peace with God and harmony and unity and undisturbedness, be yours from God our Father and from the Lord Jesus Christ. May blessings, praise, and eulogy be to God and Father of our Lord Jesus Christ, the Messiah, who has blessed us in Christ with every spiritual, given by the Holy Spirit, blessing in the heavenly realm. Even as in His love He chose us. Hier begin dit nou interessant raak. Even as in God's love He chose us, He actually picked us out for Himself as His own in Christ before the foundations of the world was. Ek lees in die Afrikaans. So het hy, dit is God, ons voor die grondlegging van die wêreld uitgekies. So ek het hom in Afrikaans gelees, ek het hom in Engels gelees. Kom staan gou
hy so voor, al die jong mense, Paulie, Wally, kom staan voor, ander kom staan voor. Het julle nou gesien as jy spanning moet kies, né? As ons nou touch rugby speel of net al John wat ook, dan kies jy iemand. En dan julle dit ook gedoen op skool. As jy nou 2 ouens gevat wat spanning gekies het, en dan sal ek nou sê, okay, ek kies vir Walter. Want ek dink hy het lang been, hy kan van hardloop. En dan sê Paulie, nee, hy piek vir Annelie, want hy weet sy smart genoeg, sy kan die doele gooi. Gaan sit hulle gek. But the thing is, they were picked. Die Bybel sê hierso, dat God het jou uitgekies. Kan ek maar gaan lees en uithaal wat jy wil. God het jou uitgekies voor die grondlegging van die wêreld. Nou kan jy iemand uitkies as hy nie daar is. Dis te diep vir ons. Dis te ver. Jy hoef nie altyd te verstaan nie, maar wat jy wel moet weet is, dat God het van jou geweet, nie voor jy gebore is, voor die grondlegging van die wêreld. Hy sê in sy woord, dat hy het ons uitgekies voor die grondlegging van die wêreld. Dit beteken, dat hy het jou geken, voor hy jou kon uitkies, voor die grondlegging van die wêreld, verstaan jy? En omdat ons as mens net ten dele weet, sal jy die diepte van hierdie teks sal ons seker nooit verstaan het tot ons voor Jesus Christus verskyn. Maar die geestelike gordyn word vir jou weggetrek in Efesiërs 1 vers 4 en hy sê, so het hy ons voor die grondlegging van die wêreld in hom uitgekies. Even God, he chose us, he actually picked us out for himself. He picked us out the reason for himself. He picked us out in Christ Jesus. The Father picked us out in Christ Jesus before the foundations of this world. He picked us out that we should be holy, consecrated and set apart from him, and blameless in his sight, even above reproach before him in love. So het hy ons voor die grondlegging van die wêreld in hom Christus Jesus uitgekies, sê Paulus, sodat ons heilig en onberispelik in liefde voor hom sou wees. Vers 5 sê, nadat hy ons voorbestem het, daar is weer die woord, voorbestem het, om ons deur Jesus Christus as sy kinders aan te neem. Voorbestemming is 'n plan. Ons lees dit in Engels. For he, if he said ordained, I would have said good, I understand it. But he does say, for he, God, foreordained us, destined us, he planned. Het beplan. Voor die grondlegging van die wêreld. So we can be adopted as his own children through Jesus Christ in accordance. Kyk bietjie na daai prentjie daarvoor. As jy Openbaring lees, dan sê hy dat Satan die draak het sy stert gevat en hy het geswaai en hy het 'n derde van die kinders, engele van God, gegryp. En hulle is aard. Dis die aarde daar. Ek praat vanmôre van u, voor die aarde was, het die Here jou geken. Nie net dit nie, het hy jou uitgekies. Sjoe. Weet God van al die mense in die wêreld? Ja. Weet hy elkeen se gees? Ja. Does God know of all the spirits in the world? Of course he does. So, when he plans for someone to be born, he knows that person before. He knew of that person before the foundation of the earth. Do you understand that? God, omdat hy alles wetend is, weet hy. Hy ken ons by die naam. En as 'n mens so daaraan dink,
dan dink jy maar ek het identiteit in Christus Jesus. Ek het eienaarskap in die Here. Ek moet deurdruk en aanhou en ek kan hierdie pad stap. Ek is nie net iemand wat ronddwaal en rondval nie. Ek sit vandag hier, maar God het actually van my geweet volgens sy woord wat ja en amen is voor die grondlegging van die wêreld. Al verstaan ek dit nie. Maak dit nie saak nie. Ek weet net dat die Here het my naam geken voor die grond, voor die aarde nog gevorm was. Was die geeste van lewe almal in God. Hy praat dit. Hy uit hom uit sy self het God gegaan. En hy het neergewik en hy het Adam se neus gevat en hy het asem van lewe in hom ingeblaas. Life came from God. And if you think about it that way, then what the Bible says makes sense, that Christ chose us to be in Christ Jesus, in Him, and that we shall live in Him. Want die Here sê, ek wil hê dat julle een moet wees, soos ek en die Vader een. Is dit te diep? Kan ek nou praat? God wants us to be one with Him. En ons is deur wat? Deur sy Heilige Gees. Want sy Gees woon in ons en ons is gees. Hierdie is nie vleeslike boodskap nie. Dit is a sense of belonging, to give you strength to know that God knew about you long before the time. In Christus, vers 7, in hom het ons die bevryding ontvang deur sy bloed. Wat 'n bevryding? Jou sonde. Toe jy nou geleef het en die Here het jou laat gebore word. En jou siel en gees word op hierdie aarde getoets. En jy neem sonde aan en dan almal sondig en ontbreek aan die geregtigheid van God. Maar die Here het deur sy Seun Jesus Christus vir jou krag gegee deur sy kruisdood om jou te bevry van die gesondigheid. Deur sy bloed om die vergifnis van ons oortredings uit die rykdom van sy genade aan jou bekend te stel. Hy wat oorvloedig aan ons geskenk het met 'n hoofletter, saam met alle wysheid en saam met alle insig. Jy moet dit insien en dit begryp vanmôre. In Him we have redemption. We have deliverance. We have salvation. Through His blood, the remission, the forgiveness of our offenses, our shortcomings, our trespasses, in accordance with the riches and the generosity of the Father's gracious favor, which He lavished upon us. Dit beteken, hy het dit nie uitgegiet spaarsamig nie. He dealt it out lavishly. He poured it out over us, His grace, which He lavished upon us in every kind of wisdom and understanding, practical insight and prudence, making known to us the mysteries, Paulus sê, making known to us the mysteries of His will, of His plan. Hoekom is die plan van God 'n vraagteken? Hoekom skryf Paulus hierso, why does God need to reveal to us His mysteries? Kom ons lees dit in Afrikaans. Hy het die geheimenisse van sy wil aan ons bekend gemaak. Mense, verstaan nie wat die Here sê, hy het jou geken voor die grondlegging van die wêreld. Nou wie was ek? Waar kom ek vandaan? Daar's so baie vrae. Maar ek weet een ding, is ek het Jesus lief en ek kies Jesus. Né? Jy het die Here lief en jy kies Jesus. Nou moet jy weet, daar's ander wat Jesus nie kies nie. Die Bybel sê, op 'n dag toe die seuns van God vergader, het die Satan ook onder hulle ingekom. Ons kies God. Die Satan en sy gevalle engele, hulle kies God nie. Ons weet dat hierdie aarde is 'n plek waarop jy getoets word. Waarop die Here kyk of jy vrywilliglik
om gaan dien. Of jy vrywilliglik om aanneem as jou persoonlike saligmaker. Almal kry 'n gelyke kans. Almal kry 'n skoon kans in hierdie lewe. En die lewe wat God jou gegee het, kom van die voorligging van die wêreld af. Nog voor hy gesê het dat daar lig wees, het hy jou geken. Jy kan dit lees. Al verstaan jy dit nie, moet jy verstaan dat hierdie saak van wie jy is, dieper is as wat jy net vandag hier sit. Want God is 'n ewigheid. En hier is 'n ewige stryd. Hoe gaan jy opeindig? Wat gaan jy kies? Wat gaan jy doen? Die wat Jesus aangeneem het in hom, het ewige saligheid behou. Ons moet net in hom bly. Hy het die geheimenisse van sy wil aan ons bekend gemaak, soos hy dit goed gedink het, en in Christus Jesus voorgeneem het, om die volheid van die tye te bestuur. Ja, Paulus praat baie diep. Hy sê, God het dit goed gedink, hy het dit vooraf beplan, om die volheid van God se tye te bestuur, en om alle dinge, die dinge in die hemel, en die dinge op die aarde onder, om dit alles onder een hoof in Christus Jesus saam te bring. Hy sê, God het dit beplan, om alle dinge in die hemel, en alle dinge op die aarde. Dat beteken, daar is dinge in die hemel, en daar is dinge op die aarde. Hy sê, God het dit so beplan, dat alle dinge in die hemel en op die aarde, onder die bestuur van Jesus Christus, by mekaar gemaak. Ja. So onder wie bestuur is dit nou? Dan is my vraag dan nou. As God sê hy moet die bestuur, dis in sy plan om die bestuur in die hemel en die bestuur op die aarde onder Christus Jesus by mekaar te maak. Onder wat se bestuur is dit nou? Dit sê net vir my dat Satan op hierdie aarde poog om die kinders van God te bestuur en baie kinders van hierdie wêreld word wel deur hom bestuur. Maar God het 'n plan, 'n saligheidsplan deur sy seun Jesus Christus gehad. En waar my gees en hierdie heelal was, weet ek nie. Maar as die Bybel sê, when God says that he knew my spirit before earth was born, I believe it. Doesn't matter, it doesn't mean I don't understand it. I don't understand it, but I do know what I read. And because life came from God, I knew I was either with God or with him, because he says here that we were in Jesus Christ. And something inside of me, I don't like the devil, and I don't like his works, and I hate unrighteousness. Something inside of me tells me, I choose Jesus. I choose him. En ek dink dis wat gebeur. Kom ek lees verder, dit raak baie interessant. Dit raak baie stil, so breek ek te hoog vir julle. In hom, vers 11, is ons ook as erfgename uitverkies. Verses 11. In him we also were made God's heritage, God's portion. We were made God's portion, and we obtained an inheritance. For we had been foreordained. There he says it again. He doesn't say ordained, we've been ordained. He says we have been foreordained, chosen and appointed. He uses the word now, beforehand. Hy het ons gekies vooraf. Hy bly vooraf sê. Voor wat? Voor die grondlegging van die wêreld. Ek verstaan dit glad nie. Maar ek is net bly met my gekies. Dat ek gekies is voor die grondlegging van die wêreld. En ek verstaan net vandag een ding, dat hierdie is 'n geestelike stryd tussen die gevalle engele en die seuns van God, is wat ek daar verstaan. En die Here sal dit seker eendag vir ons sê, waar kom ons gees en waar kom ons lewe vandaan? Hoe maak hy ons en hoe skep hy ons? Was my verskriklik interessant om te weet dat we are foreordained before this world was established.
For we had been foreordained, chosen, appointed in accordance with his purpose. He who works out everything in agreement with the council. So his agreement was even mentioned in the council. Sy plan was in die raad beplan in die hemel. There was agreed upon what will happen, how salvation will come, and the design of his own will. En hom is ons erfgename as erfgename uitverkies. Ons is voorbestem volgens die voorneme van die een wat alles volgens sy raad en sy wil laat gebeur, sodat ons wat van die begin af, ons wat van die begin af, waar was die begin? Ons wat van die begin af, ons hoop op hom gevestig het. So. Sodat ons kan bestaan tot lof van sy Here. Ek gaan dit wees. Ons wat van die begin af ons hoop op Christus gevestig het, kan nou bestaan. Ek gaan dit al los. Maar jy het gehoor wat ek sê. Dis amazing. Om te dink, en dit is hoekom jy dit nie as kind, as van die wêreld, as jy nou vandag wêreldsmense gesit het, het ek my tyd gemoed. They will not understand one word I say. But I'm telling you that God says in his word that he knew you long ago. Before Noah's Ark was there, before the dinosaurs walked here, before earth was even established, the Bible says he knew you. Makes you feel a sense of belonging. Well, God knows me. I don't know where I was or what I was or if I was in him. That's enough for me. I was in God and his life, because I came out of God, because life comes out of God. Dis nie net 'n ma en 'n pa in 'n eierselletjie en 'n spermselletjie. Dit gaan nie daaroor nie. Dit is dood as God nie lewe gee nie. As jy nie gelewe het nie, kan jy nie lewe skenk nie. Die Here het lewe in hom gehad, want hy maak sy mond oop en hy spreek. Hy sê dat daar lig is. En hy maak sy mond oop en hy laat bome groei. En hy maak sy mond oop. Die woord van God, Jesus is ons die mond. En daar begin lig kom. Hy maak sy mond oop en die waters begin kabbel in die oseaan. Hy maak sy mond oop en 'n babatjie begin huil. Lewe kom uit God uit. Ons kom uit God uit. Dis wat die Here sê. He took life within inside of him and he made us. In hom is julle, vers 13, toe julle die woord van die waarheid, watter woord is waarheid? Die evangelie van julle verlossing gehoor het. Sien, daar kom die keuse. There comes a choice. The moment when you heard the gospel, now the choice was made. Will I follow Jesus? Or will I step on the other side? And that's where the harsh division comes. And where the life, the living, both of us, both of God's angels, both of the demons and Satan himself, they made a choice. Hulle het ook 'n keuse gehad. Toe hy oor die toon gevlieg het en hy het 'n liggaam gehad van 'n orkes. The Bible says that Satan's body, if you read the word of God in the prophecy books, it was like an orchestra and he overshadowed the throne of God. That's why those musics work so well to lure people away from God today. But in his heart came something and he became haughty. He felt he wanted to be God. It was a choice. And you've got a choice. God made him too. The life that was in him, God gave. The life that was in me, God knew about me from way back then. I have got a choice. Want niemand sal eendag vir God sê, hy is onregverdig nie.
Die Here sal nee. Dis hoekom die aarde hier is. Ja. Dis hoekom Jesus op hierdie aarde sy lewe vir jou gegee het. Want hy het vir jou saligheidsplan in hom bewerkstellig, sodat as jy hom dan kies, jy ewige lewe saam met hom kan hê. In hom is julle toe julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle verlossing gehoor het, en tot geloof gekom het. Verseël, ek herhaal, verseël met die Heilige Gees, wat vir julle beloof is. Nou kom vers 14, die Gees is die waarborg van ons erfenis. Om ons los te koop as God se, ek weet nie van jou nie, maar as God my moet loskoop as sy eiendom, dan beteken nie noodwendig dat ek los was nie, dan is ek mos net vas. Ons lees dit in Engels. The Spirit is the guarantee, the guarantor. As iemand vir jou in die bresse staan of jou pa staan vir jou skuld, is hy mos jou waarborg. The Spirit of God is the guarantee of our inheritance. The pledge and foretaste, the down payment. If you put a payment down, if your guarantor puts a down payment down, if you were struggling to buy a house and some rich person came, or grandma and grandpa came, and they said to the bank, look, I know my children is young, my grandkids are young, but I will be their guarantor. I'm going to put a down payment down so to guarantee that if they don't make their payments, that'll cover the cost. The Spirit is the guarantee of our inheritance. He's the pledge, the foretaste, the down payment on our heritage. Die Gees is die waarborg van ons erfenis, om ons los te koop as God se eiendom. As ek by 'n veiling was, dan is dit altyd vir my so lekker. Ek en my pa het baie veilings toe gegaan. Soos my, of dit nou 'n voertuigveiling was, en of dit nou 'n army veiling was. En die manne wat so vinnig praat, wie van julle kan so vinnig praat soos 'n afslaer? Ek kan nie, my tong knoop. En as die persoon so praat, dan moet jy nie eers jou neus vryf nie, hoor. En as jy neus juk en jy sê, dan sê ek sien daai hand daar, dan ben jy dalk op iets wat jy nie wil koop nie. Maar hierdie gedeelte het my gedagtes laat gaan soos na dit, want die Here sê ons nou hierso dat hy het jou vrygekoop as sy eiendom. Jesus, jy weet hoe hy jou vrygekoop aan die kruis as sy eiendom. Dit beteken jy was nie los nie, jy was vas. Wie van julle was vas in julle lewe deur die duiwel? Ons het Christus se bloed nodig aan die kruis om ons los te koop, stem nie saam? En die waarborg van daai loskoop transaksie, the person nodding his head after the bidding gets high, if you are bidding on a very expensive item, and what is more expensive than the soul of man? Nothing. Because the crown of the creation is you and me. There is nothing on this earth more valuable. That's the reason why when Jesus was fasting for 40 days in the desert, and Satan later on came to him after he realized Jesus became hungry. He said to him, Satan said to him, I will give you all the kingdoms of the world. Did he lie?
No, I'll talk to you about another day. What kingdoms he created. The evidence is there. But he thought that he could lure the Lord with promising him something, material things. En die Here het vir hom gesê, gaan weg van my. Want die belangrikste wat vir hom was jy. The price of this world could not outweigh all the gold and silver and everything and the diamonds cannot pay for our souls. It was the blood of God's own Son. Die lospryse. En as jy nou daar is en mense bie op 'n item en die afslaat, hy kyk net so na die persoon, as die prys nou baie hoog gaan, dan is daar gewoonlik nie ook baie mense wat wil koop nie. As dit gewoonlik net 1 of 2. En ek die ou net sy kop so, I confirm. Yep. Oh no. When the price became really high for you and me, it was Jesus and the Spirit of God, God's Spirit, the Spirit, die Gees wat in die Vader is, het gesê, ja, dis kom hy sê, die Gees was jou waarborg, dat jy erfenis kon kry. Die bloed van Jesus, jy sien die persoon wat sê, ja, die Gees, moet geld hê, om te betaal. Vader het gesê ja, Jesus het gesê ja, want hulle is deurdrong met dieselfde Gees. So what are you going to pay with? Money? The Lord said, my blood will be the payment for my people. His people. That he knew of before the foundation of this world. He knew me long ago. Don't know where I was, but the Bible says he knew me. Dis hoekom koning Dawid sê, voordat ek in die moederskoot geweef is, het U my geken. Ja, amper klaar. Julle was dood deur die oortredings en sondes waarin julle van tevore geleef het. And you, when you were dead by your trespasses and sins, in which at one time you walked, you were following the course and fashion of this world. Jy was dood deur die oortredinge waarin jy van tevore geleef het volgens die bose lewenswyse van hierdie wêreld. Volgens die heerser oor die mag van die lig. Hy sê, julle het van tevore gelewe volgens die heerser, the one that bound, the one that Christ needed to pay your ransom to, or this world. He was bounding the people. Die een oor wie die mag van hierdie lig was, die heerser van die gees, daai gees, sê die Bybel, wat nou aan die werk is onder die seuns, hy sê, hy is aan die werk onder wie? Hy is aan die werk onder die seuns. Hy sê nie onder die demone nie, of die gevalle engele nie, hy sê, hy, Satan, is aan die werk onder God se seuns. So, he knew us, he knew every person. There's not one person in this world that is born that God doesn't know that person's identity, where, what, how and when. Dis kom ons so verkeerd voor die Here is. Dat jy sommer net 'n lewe eindig van iemand. Sommer net so. Hierdie wêreld sê jy word gebore die dag
as jy die baarmoeder voorkom. Ek sê vir jou, volgens God se woord, het die Here jou geken voor die grondlegging van die wêreld. Koning Dawid sê, hy het my kunste geweef in my moeder se buik, maar voordat het hy my geken. En uiteindelik ons geboortedatums verander. In 9 maande bysit. Want toe jy begin lewe het, is nie toe jy uit jou moederskoot uitgekom nie, jy het lank al gelewe. Is dit waar? Ja, is eintlik waar. Jy het gelewe nog toe jy in mammie se maag was. Sy geboortedatum is ook verkeerd. Sê vir die persoon langs jou, draak my baie interessant, ek meng lekker met taal op. Amper klaar. Hy is immers ons vrede. Vers 14. Efesiërs 2 vers 14. Hy wat albei een gemaak het. Hy praat nou hier van die mense wat God nie wil ken nie, en die mense wat hom wil ken, kan hy een maak. Want as jy God nie wil ken nie, of wou geken het nie, toe jy nou jonger was, of gebackslide het, en jy kom weer by Jesus uit, dan wil jy hom weer ken. En die hele daai vermoë in hom, om daai konstante tweestryd wat daar in siele in die wêreld is, in hom te verenig. Hy wat ons een kan maak, en die middelmuur van skeiding, die vyandskap, deur sy liggaam af te breek. Ag, maar speel vir ons asseblief. Die Here sê hier, dat daar is 'n muur van skeiding, wat hy deur sy kruisdood kan afbreek. Daar's 'n muur van skeiding, my broer en my suster, wat as dit nie afgebreek is nie, sal jy langs daai muur stap, en jy gaan in die hel uitkom. Maar die Bybel sê in Efesiërs, dat God, deur Jesus Christus, jou kan help, om daai muur, deur sy kruisdood, af te breek. Hy sê hier, daar's 'n muur van skeiding. There's a wall that the Bible talks about that needs to be broken down in your life. Die muur van skeiding wat vyandskap tussen jou en God veroorsaak. Efesiërs 2 vers 14. Wat nou deur sy liggaam afgebreek geword het. Toe ek 'n klein seentjie was, het ons bure gehad langs ons. Net ek probeer dit dink. Want as ek sien sy naam onder die karavaan weggekry het. Was dit nie Quentin gewees? Ons het so hoë muur gehad langs ons. En hy het sommer so skeef gelê die muur. Ons is altyd bang vir hom. Omdat hy na die bure se rigting so geval het, is nou nie baie omgegee. Maar die sement tussen die bakstene was al so bros. En dit het baie, die sement het baie uitgeval. En party plekkies was dit so, dat as jy met 'n stokkie kon krap of 'n spykertjie, dan kan jy dwars deur sien. Nou het jy nou al deur 'n muur se sementgaatjie probeer kyk of jy die bure langsaan kan sien. Ek was te kort om op te klim toe ek jonk was, maar ek het die maatjie gehoor. En as jy deur die gaatjie kon kry, kan jy sien wie is aan die ander kant. En eendag, toe is daar 'n warwel in die straat. En almal soek vir klein Quentin. Almal loop op en af in die straat en die kind is weg. As ek deur die gaatjie gekyk het, kon ek nie hom sien nie. En ek onthou daardie dag het ek 'n plan gemaak. Weet jy hoe ek bo op die muur gekom nie, maar ek het opgekyk of ek hom nie dalk aan die ander kant van die muur sien nie. Daar's 'n muur. En die enigste pad is om daai muur te verwyder as jy met die muur afbreek. Die Bybel sê dat Christus Jesus het deur sy liggaam die muur van vyandskap tussen jou en God afgebreek. Daar was vyandskap tussen ons en God. Hoekom? Hy sê want die wet moes beëindig word. Die wet en die prys moes betaal word, sodat hierdie muur tussen ons en God, wat van die eeue afgekom het,
afgebreek kon word. Want die sonde moes betaal word deur die bloed van Jesus om jou vry te koop as eiendom van God in Christus. Hy moes jou vrykoop sodat jy jou bestaansreg in die Here kon, ek wil die woord gebruik, hervat. Daar's baie wat daarbo was by God, wat die ander pad gekies het. Die Bybel sê nou net dat Satan werk onder die seuns van God. En ons het ons maatjie gesoek en ons kon nêrens kry nie. En as ek reg onthou, toe kry die bediende, hulle bediende die seentjie. So het hy in die yskas 'n boksie gekry met 'n kraantjie. En hy het so elke nou en dan vir hom 'n slukkie gaan kry. En toe kyk Quentin, wat net so hoog was, uitpaas met die karavaan en hy kan nie hoor dat die hele wêreld soek hom nie. Maar as daar 'n hekkie of 'n gaatjie in daai muur was, sou ek seker kon deurhardloop en my maatjie gaan soek het. Maar daar was nie. Maar ek wil vir julle vertel van Jesus Christus, wat van hierdie muur praat, wat jou kan verhinder om by God te wees. En ek wil jou aanmoedig vandag. Jy hoef nie heeltemal te verstaan, ek verstaan self nie, die dieptes van hierdie boek nie. Maar dit is ook hoe die Bybel sê, it's a mystery. It's a mystery. Thank God for mysteries. Because even the devil will wonder about the mystery. But I know one thing. He knew me. I chose him. He loves me. And in his abundance of grace, he said, I can break down walls for you if you accept my son Jesus Christ. And you can claim your inheritance in me. He spoke of me. And when the price needed to be paid for my soul, he kept the bidding high. And the Spirit said yes. And the devil said, I've got him, I've got Paul. And the Lord said, no, you don't. And when I fell in life, he was there to pick me up. And the Spirit said yes. And Satan said, no, I've got him. And the Lord said, you're mistaken, my bid is higher. And my blood will sanctify me, wash me clean. And the Lord said, yes, but he made a mistake. And Jesus said, my blood covers it. You know what? He repented it. Hy het sy sonde bely, al is dit in 'n hospitaalkamer. Is dit nie wonderlik, hierdie prys van Jesus Christus? Daar was nog een versie, die laaste versie wat ek net weer wil afsluit. So, vers 19. Efesiërs 2 vers 19. So is julle dan nie meer vreemdelinge nie. My maatjie aan die ander kant van die muur, ek het hom nie eintlik regtig geken nie. Ek het hom maar gehoor speel oor die muur en sy deur die gaatjie geloop. En was nou bly toe hom gekry het na hy die boksie wyn gedrink het. Hulle het hom dokter toe gevat en hulle dink die kind is dood. Die dokter sê die dood is dronk. So is julle dan nie meer vreemdelinge aan die ander kant die muur nie. Julle is nie meer bywoners nie. Maar as hy jou aanneem, hy ken jou van lankal af, maar hy is bly as jy huis toe kom, hoor. As hy jou aanneem, is jy 'n medeburger van die heiliges. Ja, dit wat Christus bymekaar maak bo in die hemel en onder op die aarde, onder die koepel van Jesus Christus, wat ons nou net gelees het. God stel hom oor dit alles aan. Hy het burgerskap by die heiliges. En is jy 'n lid van die huisgesin. Just for the English-speaking people. Listen, you young ones. Therefore, you are no longer outsiders. You are no longer exiled, migrants and aliens. Donald Trump sal nou die woord gebruik het. Aliens. You are no longer excluded from the rights of a citizen.
But you now share citizenship with the saints, God's own people. Consecrated, set apart, sê vir die persoon langs aan jou, ons gaan 'n heilige lewe lei. Kom op, heiligmaking. Maar die Bybel sê sonder heiligmaking sal ons God nie sien nie. Kom aan, sê vir mekaar, sê sonder heiligmaking gaan ons God nie sien nie. So as jy stout is, gaan ons moet jou beklei word. I don't need to understand, I just need to hold His hand. I don't ever need to ask the reason why, for I know He'll make a way for a night and through the day. I don't need to understand, I just need to hold His hand. Now life is like a mighty sea, so tossed and driven, blows like the wind and heart of every man. Storms so many times will leave our hearts with questions, but I don't need to understand, I just need to hold His hand. I don't need to understand, I just need to hold His hand. I don't ever need to ask the reason why, for I know He'll make a way for the night and through the day. I don't need to understand, I just need to hold His hand. Last of all song. I don't need to understand, I just need to hear you live. I don't ever need to ask the reason why, for I know He'll make good. Here sal vir jou wegmaak through the night and through the day. I don't need to understand, I just need to hold His hand.